volgens Johannes. Johannes hoofstuk 4. Jy sal sien, daar is 42 verse wat ons vanmôre gaan saam lees. Dit is dalk 'n lang gedeelte, maar dit vorm vir ons die konteks ook van waaruit die boodskap gaan kom. Terwyl ons die woord van die Here oop het en in afwagting is wat die Here vanmôre ook met ons wil kom deel, kom ons raak net stil. Here, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie dat U ons hier naartoe laat kom het. Met 'n oortuiging in ons hart dat ons U so nodig het vanmôre. Ons is nie hier om mense te beïndruk nie. Ons is hier omdat ons 'n behoefte aan 'n heilige God het. En U ons daarna toe gedring het. Hierdie is deel van die woord wat vanmôre oop is vir ons en ons gaan dit lees. En ons vra, Here, kom praat met ons. Kom wys ons in die skrif wat U sien in ons lewens, sodat ons kan verander na die beeld van Christus. En niks anders te nie. Daarom kom hou ek vas aan U vanmôre, Here. Soos ek in die week vasgehou het aan U en hierdie boodskap so opgegaan het, dat U dit vanmôre ook in ons sal openbaar. Baie dankie dat ons as gemeente saam kan bid ook vir elke behoefte daar op ons lysie, daar op die gebedslys, elke saak, by elke onderlinge byeenkoms. Here, ons bid so dat dit heilige byeenkomste sal wees, afgesonder, eenkant gesit vir die doel van Christus alleen. En ons eer U dan ook, dat U ons so kom rig en wil kom seën. Daarom bid ons nou, Here, vir hierdie woord. Dis nou 'n tydjie wat heilig moet wees. Eenkant gesit, waar ek na U luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Skriflesing is uit Johannes, die Evangelie volgens Johannes, hoofstuk 4, en ons gaan vanaf vers 1 tot by vers 42 gaan ons dan saam lees. Johannes 4 vanaf vers 1. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan, en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, somaar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur, om by 12 uur die middag. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want my disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het, hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sal vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee.
Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid. En julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met die vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, wat verlang u nie? Of, waarom spreek u met haar? Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie? Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is van die oes. En hy wat maai ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom, dis nou Jesus, geglo oor die woord van die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het daar 2 dae gebly. En baie meer het op grond van sy woord geglo. En aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Tot sover ook dan die skriflesing ook vanmôre uit die kosbare woord van die Here.
Liewe vriende, in hierdie gedeelte wat ons seker al baie keer gelees het, ek self het dit al baie gelees, ek self het al boodskappe uit hierdie gedeelte dan ook gebring, het die Here 'n gedagte by my kom openbaar uit hierdie gedeelte terwyl ek dit gelees het, en ek wil dit graag met u deel ook vanmôre, soos wat die Here dit vir my kom openbaar het. En hier is eintlik baie boodskappe binne in hierdie gedeelte. Maar vir die doel van vanmôre se boodskap wil ek ons aandag fokus na verse 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Ek wil met u praat uit hierdie vers en hierdie gedeelte, 'n borrelende fontein van hoop. Terwyl ek die gedagte gekry het van die tema borrelende fontein van hoop, het my gedagte so 'n bietjie gegaan terug daar na my kinderjare toe, waar ons ouers ons gevat het na 'n waterorgel toe. Ek weet nie van wie van u het al 'n waterorgel aanskou nie. Dit is maar soos 'n dam, 'n pan, wat daar onder die water is, daar dan nou die pype wat die water dan nou in die lug in sal spuit, sodat hy 'n fontein sal vorm. En dan op die maat van musiek, en is gewoonlik klassieke musiek, wat hierdie verskillende spreiers dan die water dan in die lug in gooi, verskillende hoogtes, en die water wat so afval saam met die musiek. En wanneer 'n mens luister na die musiek, en jy sit en kyk na hierdie waterorgel, dan is dit so vervullend hier binne in jou gees. Dit maak jou so rustig en kalm, en dit is so mooi om daarna te kyk, en jy word eintlik so half, wil ek amper sê, vol gemaak van vrede, met hierdie fontein wat hier voor jou opspruit. Ek het ook gedink aan 'n fontein, as ek op die plase kom, waar die waterfonteine so uit die berge, of sommer net so uit die grond uitkom, en veral as dit baie gereën het, dat hierdie fonteine sommer so uitborrel uit die aarde uit. Dis eintlik vir my een van daardie wonders van God met sy skepping, en daardie fonteinwater borrel so uit. Mens kan dit opdam en jy kan dit gebruik, en jy gaan drink 'n bietjie van daai fonteinwater. Dit is so lekker koel water, en dit maak jy binnekant so lekker vol. Die verhaal wat ons nou gelees het 'n besonderse boodskap in die gedagte van om 'n borrelende fontein van hoop te wees. Dit gaan oor mense wat dors gehad het na 'n geestelike fontein water, maar hulle het nie eens besef nie. En dit sal nou na vore kom soos die boodskap dan nou verder ontvou ook. Maar op die regte tyd, in die regte oomblik, verskyn die Here Jesus Christus aan 'n vrou wat kom water skep het buitekant Samaria. En sy het 'n geestelike dors gehad wat sy nie eers self besef het nie. Die Here Jesus Christus in daardie oomblik bring die kosbare evangelie na haar toe op 'n besonderse wyse. En so is daar elkeen van ons wat 'n geestelike dors het. En wanneer die dors op die regte manier dan geles word ons self ook 'n borrelende fontein wat dan verander lewende hoop wil gee. Wanneer ons in ontmoeting met Jesus was, moet daardie binneste van ons begin uitborrel soos 'n fontein, soos die fonteine spuit daarso na buitekant toe. Nou in hierdie verhaal is daar 'n paar karakters wat nou hier afspeel, en ek sê dit met respek ook. En die ene is die Here Jesus Christus. Die Here Jesus Christus wat op 'n regte tyd in die middel van die dag by 'n waterput gaan sit het. Niemand gaan haal water in die middel van die dag nie. Hy daar gaan sit, want hy het geweet, daar gaan 'n vrou kom wat in sonde lewe, wat skaam is vir haar lewe, wat nie saam met die ander meisies wil kom water skep in die oggende nie. Sy kom in die middel van die dag, waar daar niemand sal wees nie, en sy kom vanuit die stad uit. Dan is dit Jesus se disippels, hulle wat saam met hom wandel, wat sy wonderwerke aanskou het, wat na sy prediking geluister het, en hulle het gegaan om vir Jesus te gaan voedsel, of hulle self te gaan voedsel kry. Jesus het gesê, hy gaan eers daar by die water sit.
en dan die inwoners van daardie dorp, daar in Samaria. Nou, die Jode en die Samaritane, hulle het nie ooghare vir mekaar gehad nie. En ek dink vandag is nog steeds so, hulle het nie eens, praat nie eens met mekaar nie, hulle kyk nie eens mekaar in die oog nie. Daar is hierdie oorlog, 'n geestelike oorlog en 'n fisiese oorlog wat hulle sommer teen mekaar voer. Selfs in daardie tyd het 'n man nie eers met 'n vreemde vrou in die openbaar gepraat nie. En hier vind ons 'n Joodse man, Jesus Christus, wat uit die Jode uitgekom het, besig om daar in die openbaar met 'n Samaritaanse vrou te praat. Hierdie verhaal het 'n baie groot les vir ons as kinders van die Here. En die vraag kom dalk na ons toe hier in die begin van die boodskap. Is ek en u 'n borrelende fontein van hoop vir ander mense? Om 'n borrelende fontein van hoop te wees, is daar belangrike dinge om te weet. En hierdie verhaal gaan dit vir ons 'n bietjie uitlig. En ek wil hê jy moet fokus, daar's nie baie nie, op wat die Here Jesus Christus hier aan ons wil kom toon, ook vandag, deur dit wat daar gebeur het by daardie waterput. Nou, die eerste is, sien die nood. Ons moet die nood raak sien. Daar is 'n geweldige nood aan geestelike dorsheid in die wêreld. Daai mense in Samaria het nie geweet daarvan nie. Hierdie vrou het dit nie besef nie. Maar daar is 'n geestelike nood reg rondom ons. Nou, voordat 'n mens die nood kan raak sien, kom leer hierdie verhaal vir ons. Ons moet eers ons eie nood raak sien. Dit is waar die fokus was op die Here Jesus Christus. 12:00 die middag sit hy by 'n waterput. Daar kom 'n vrou om water te skep. En ons lees daar in verse 16, terwyl hulle gesels het, sê Jesus vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesien, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Voordat 'n mens die nood in ander mense se lewens kan sien, moet jy eers jou eie nood raak sien. Hierdie vrou het daar gekom, sy het miskien nie eens besef haar lewe nie, sy het nie eens besef haar toestand waarin sy lewe nie. En die Here Jesus Christus begin met haar te praat, en hy sê vir haar, geef my 'n bietjie water. En hy begin 'n gesprek met hierdie vrou. Dit was sy aanknopingspunt gewees. En terwyl hulle so praat, sien ons dat hy gebruik iets prakties daar voor hulle, sodat sy kan besef dat sy ook 'n geestelike nood het. Hy sê vir haar, gaan roep jou man. Die Here Jesus druk eintlik so op die probleem in haar lewe. Ons sien in verse 13 en vers 14, waar Jesus dan die vrou antwoord, elkeen wat van hierdie water drink sal dors kry, sal weer dors kry, en elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar hy sal die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring. Hier is 'n oplossing met 'n belofte aan hierdie vrou. Maar sy begryp nog nie wat die Here Jesus Christus vir haar sê nie. En terwyl hulle dan so praat, kom die Here en hy gee vir haar hierdie opdrag, hy sê, gaan roep jou man. Sy sê, nee, ek het nie 'n man nie. Want dit was nie 'n man nie. Hulle was buite die eg gewees. En Jesus weet dit. En behalwe vir die man wat sy nou buite eg is, het sy 5 ander mans gehad, wat buite die eg was. Nou kyk ons wat Jesus hierso sê. Sy sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het is nie eens joune nie. Dis dalk 'n ander vrou se man wat jy nou het. En hy bring haar toestand voor God uit vir haar, dat sy dit kan besef. Hoeveel van ons besef nie wat sy toestand ons voor Christus staan nie? Die Here Jesus Christus oortuig haar van haar sonde en haar lewe. En dat sy dit moet erken, en dat sy dit kan getuig voor die Here Jesus Christus. En hierdie vrou sê dat sy die Messias verwag. Daar was geloof in haar op die komende Messias.
Sy het hom verwag. En ons sien daar in verse 25 wat sy sê, die vrou sê vir Jesus, ek weet dat die Messias kom. Hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Baie van ons mense glo, Jesus gaan kom, maar ons lewens getuig nie van ons geloof nie. Ons lewe is soos hierdie vrou in sonde. Ons gaan net voort en ons ploeter voort. En ons lewens getuig nie van Christus nie. Haar geloof in die komende Jesus Christus het nie getuig uit haar lewe uit nie. En Jesus kom en hy openbaar homself as die Messias aan haar. Hierdie vrou wat daar sit en tot besef gekom het van haar lewe. En vers 26 sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Hoeveel keer het die Here al met ons gepraat? En die Here sê, dis ek wat met jou praat. Niemand anders nie. Daar in ons stilte tyd praat die Here dalk met ons. Dalk deur die prediking praat die Here met ons. En ons besef nie, dit is God en Jesus wat met ons praat nie. Die Here Jesus Christus openbaar hom as die Messias wat gekom het. Toe die vrou haar eie nood raak sien, het haar oë oopgegaan vir die nood van die mense in Samaria. Ons moet eers ons eie nood raak sien. Ons eie toestand besef voor Christus. Sodat ons die nood kan raak sien. Dit is die tweede gedagte onder hierdie hoofpunt, sien die nood raak. Eers jou eie nood sien, dan sien ons die nood van ander raak. Wat het gebeur toe hierdie vrou se oë oopgaan en sy besef maar sy is 'n sondaar en hier is die Messias by haar. En ons lees daar in vers 28, die vrou het toe haar waterkan daar laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. 'n Man wat aan my geopenbaar het wat my sonde is. Is hy nie miskien die Christus nie? Dis wanneer die Here Jesus Christus 'n mens se hart aanraak en jou hart aanroer, dat jy ook vir ander dit wil vertel. Nie net vir jouself wil hou nie. Jy wil getuig van wat Jesus in jou lewe gedoen het. Toe die Here Jesus Christus sy eerste disippels gaan roep het, was een van hulle Andreas. En toe Jesus sy hart aanraak, was sy eerste begeerte om sy broer na Jesus toe te bring. Vers 41 van Johannes 1, vers 42, vers 43 sê, Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor het en hom gevolg het. Hy het aan Jesus begin volg. Hy het gehoor toe Johannes die doper getuig het, daar is die lam van God. Hy is die verlosser en saligmaker. En Andreas het hom begin volg. En hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, daar was 'n borrelende fontein wat uitgekom het toe hy die Messias ontmoet het. Ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus. En lees hierdie pragtige vers, hierdie woorde. En hy het hom na Jesus gelei. Andreas kom by sy broer Petrus. Hy sê, Petrus, ek het Jesus ontmoet. En hy lei sy broer Petrus na Jesus toe. En lees die verhaal van Petrus. En wat Petrus gedoen het vir die Here. Daar die fontein in hom het begin borrel. En daar is hoop tot vandag toe vir ons. Deur die woorde wat in die Bybel vasgevang is in die boeke van Petrus. Dit begin by Andreas. Die gevolg van hierdie vrou daar by in Samaria, daar by die put, haar optrede, het sy uitgegaan na die teruggegaan na die stad toe, en sy het gaan getuig van wat Jesus vir haar gedoen het. En die mense het in die stad het begin stroom na die Here Jesus Christus toe. En ons sien daar in verse 30, hulle toe uit die stad gegaan en na hom toe gekom. Want nou laas het ons 'n verlore siel na Jesus toe gelei. Die vrou se hart was verander gewees en het kragtig getuig van Jesus. En die gevolg was,
dat baie ander tot geloof in Jesus gekom het, as gevolg van haar getuienis. Haar getuienis dat Jesus haar sonde aan haar gewys het. Dit was die getuienis gewees. Vers 39, en baie van die Samaritane het uit daardie stad het in hom geglo oor die woorde van hierdie vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Dis al wat vir ons daarop geteken is. Hy wat vir my vertel het hoe my lewe is verander. En ek het verander. Ek dink hierdie vrou moes met krag uitgegaan het en gaan getuig het. Want dink dit, hierdie mense het haar geken. Hulle het haar lewe geken. Hulle het geweet wat sy lewe sy lei. En hier kom hierdie vrou en sy borrel van vreugde oor iets wat Jesus vir haar gedoen het. En baie mense het so nuuskierig geword dat hulle uitgestroom het na Jesus toe. En toe die mense daar kom, hulle gehad het, Jesus moes by hulle bly, hulle moes nie eens weggegaan het, die vers 40, wat hom aangedring het om by hulle te bly. Jesus het 2 dae daar gebly. En nog meer mense het in hom geglo. Vers 41, en baie meer het op grond van sy woord geglo. Hoeveel mense het ons dalk getuig en die Here ontmoet en waarlik tot bekering gekom, tot geloof in die Here Jesus Christus. Liewe vriende, die Here Jesus Christus verwag van ons om 'n borrelende fontein van hoop te word. Maar ons kan dit nie slegs doen wanneer hy ons aanraak, wanneer ons eie nood raak sien. En hy ons kom herstel. Hy ons kom genees, sodat ons die nood kan raak sien van die mensdom daar buitekant. Dis die positiewe deel van hierdie boodskap. Ongelukkig is daar 'n negatiewe deel van hierdie boodskap. En toe ek dit raak lees, toe was ek verskriklik hartseer geweest. En dit is, draai jou kop weg vir die nood. Kinders van God, wat met oogklappe deur hierdie lewe gaan. Dit was die disippels van Jesus. Daardie uitverkore manne, wat Jesus gaan handpiek het, sê kom volg my. Hulle wat tot geloof aan Jesus gekom het, wat saam met Jesus elke dag gegaan het, wat gehoor het wat hy gepreek het, wat gesien het wat hy gedoen het, die wonderwerke. Hulle wat saam met Jesus kom daar by hierdie dorpie in Samaria, en daar gaan hulle in hierdie dorp en hulle gaan koop kos. Hulle fokus was op hulle eie behoeftes gewees, nie op die mensdom buitekant nie. Wat het hulle verblind? Hulle het seker nie die eie behoeftes in hulle geestelike dorps gesien nie. Hulle was so vasgevang gewees in hulle eie blindheid. Hulle het die beste geleentheid gehad om daardie mense te vertel van Jesus. Te sê, daardie Messias wat julle verwag, hy sit net nie buite die dorp daar by 'n put. Kom, laat ek julle gaan wys. Maar hulle oë is blind vir die nood van die mense. Nie een van daardie disippels het met een mens gepraat oor die Here Jesus Christus nie. Hulle was so vasgevang in die tradisie en die denke, ons praat nie met hierdie mense nie. Ons kyk nie eers vir hulle nie. Dit was eers daar, na die hemelvaart, na die uitstorting van die Heilige Gees, en toe hulle vervul was met die Gees van God, en die Here hulle harte verander, en kon hulle met Christus se oë dan sien na die nood van die mensdom, en met krag uitgegaan het, die evangelie verkondig het, nie omgegee het of hulle vervolg word of gemartel word nie. Hulle het met daardie oë uitgegaan, vervul met Christus, om te gaan getuig. Hierdie disippels van daardie stad af terugkom, sien hulle Jesus daar praat met 'n vreemde vrou. En hulle het in hulle harte gedink, en hulle het daar met mekaar gepraat. Dis toe Jesus hulle aanspreek oor hulle geestelike blindheid. En hy verduidelik hulle dat sy enigste begeerte is,
Sy enigste voedsel wat hy nodig het, is om te doen wat die wil van die Vader is. Dis wat hy hulle wil geleer het. En ek dink dis wat God ook vir ons wil leer vandag, dat as ons streef na Christus se beeld, moet ons ook die gedagtes van Jesus Christus hier ook in ons lewens kry, om te streef na die wil van die Vader. En dis toe die Here Jesus Christus met 'n gelykenis na hulle toe kom, vanuit die landbou uit, vers 35. Hy sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is van die oes. Die Here Jesus Christus verwys na die mense in daardie stad. Die mense met 'n verwagting van die Messias, maar hulle is verblind in hulle eie geestelike omstandighede in sonde, en hulle lewens getuig nie daarvan nie. Die Here Jesus Christus wil sy disippels leer om na mense te kyk, soos hy na mense kyk. Jesus sien 'n ryk oes van verlore mense, en sy disippels moet dit leer, dat hulle ook dan daardie nood sal raak sien, dat daardie mense ook vergifnis en redding nodig het. Hulle geestelike blindheid het hulle gekeer om 'n borrelende fontein van hoop te wees in daardie stad. Tradisie, vasgevang in daardie haat, in daardie weerstand om met hierdie mense te praat. Terwyl die Here Jesus Christus en sy disippels besig was om met skares te praat, lees ons hier in Matteus 9 vers 36, en toe Jesus die skare sien, mense wat hier voor hom was, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het. Die Here Jesus Christus sien hierdie mense voor hom, hulle is moeg, hulle is uitgeput, hulle is geestelik verarm, hulle het nog nie eens daai geestelike verlossing ontvang nie. Wat het die disippels gedoen? Hulle jaag die mense weg, sê nee, gaan, moenie die meester pla nie. Gaan na julle huise toe. Dis die disippels van Jesus. Dis die kerkmense, die wat sê hulle is kinders van God. Ons verdryf die verlore mense mos. Die disippels bring die mense na Jesus toe. Toe sê Jesus vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Julle harte is nog nie reg om te gaan oes nie. Hy sê in vers 39, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Dis wanneer ons eie nood begin raak sien, en deur die Here Jesus Christus aangeraak is, dat ons kan begin fokus op ander mense se nood. Daar is verskeie arbeiders in die oes. Die Here roep, baie is gehoorsaam om te gaan. Ander wil nie gaan nie. Hulle is rebels. Hulle steek vas, want daar is sonde in hulle lewens. Daar is sendelinge, daar is evangeliste, daar is predikante, maar elke kind van God is ook 'n arbeider van Christus. Elke kind van God. Die disippels het met oogklappe in daardie stad van Samaria ingegaan, en nie een siel vertel van Jesus. Hierdie vrou is aan haar sonde geontbloot. Haar sonde het vir haar duidelik geword, en hierdie vrou het vergifnis ontvang, en sy het teruggegaan na daardie stad toe, en sy het gaan uitroep, ek het die Messias gevind. Hy wat my alles vertel het wat ek gedoen het, al my verkeerde dinge, is aan my gewys. En baie mense het by Jesus uitgekom. Hierdie verhaal wys ons twee kante van die geestelike behoefte van mense, om die verlore mensdom raak te sien, of om ons koppe weg te draai van hierdie verlore mense, en te maak of ons hulle nie sien.
Die rede kan wees dat ons nog nie ons eie nood raak gesien het nie. Ons het nog nie ons eie geestelike dorsheid raak gesien nie. Ons is nog nie regtig deur God aangeraak. Miskien is ons gered, maar ons is mors dood hier binnekant. En ons dryf mense weg. Hierdie vrou het mense na Jesus getrek. Nie omdat sy 'n sondaar mens was nie, maar omdat sy vergifnis gekry het. En sy het geborrel van Jesus Christus. Die disippels was deel van Jesus se binnekring. Selfs in Petrus, wat so geywer het, en in Johannes, en in Jakobus, en Andreas. Maar daai oomblik was hulle harte nog nie reg nie. Die Here Jesus Christus, hy is die borrelende fontein van hoop. Hy is dit. En so behoort ons ook as sy kinders hierdie borrelende fontein van hoop te wees na buite. Vanmôre is dit u wat by daardie put kom sit. U wat daar kom water skep 11:15 in hierdie dag. Die Here Jesus Christus staan by die put. En hy sê, gee vir my 'n bietjie water. En hy spreek met u. Hoe gaan u reageer? Ons moet ons eie lewens sien deur die oë van Jesus. Ons moet na die wêreld kyk deur die oë van Jesus. Nie deur ons beperkte visie en ons tradisies en ons oordeele oor die ou mens nie. Die Here sê vir ons, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, om arbeiders uit te stuur. Ek en jy is daardie arbeider. Ons moet by Jesus kom. Ons moet ons geestelike dors kom les, sodat ons 'n fontein wat opborrel, uitbruis na buite toe, om siele by Jesus te kry. Die tyd raak minder. Ons gaan eendag voor Jesus staan met die regterstoel. Wat gaan ons vir hom sê? Amen. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat u ook met ons kon spreek het op hierdie kosbare wyse vanmôre. Here, ons verdien nie eers u liefde nie. Want ons stel u so baie te leer. Maar ons weet ook, Here, ons is so afhanklik van u. Want wanneer ons fouteer, is daar ook 'n put wat vir ons wag, 'n waterput, waar ons daar by u kan kom staan en net weer aangeraak word en gevul word in ons geestelike dors. En ons kan herstel, sodat ons ook hierdie borrelende fontein van hoop sal word. Ons eer u, Here. Seën ons in die week, seën ons waar ons uit mekaar uit gaan. Seën ook die samesyn hier in die saal om die koffie of tee. En u word verheerlik op die einde van die dag. Nie ons as mens nie. Amen. Nou vriende, ons gaan